Goeiemôre broeders en susters en kinders, vooraf enkele afkondigings. Ons kollektes vandag is vir die diens van barmhartigheid en by die deure vir die Instituut vir Christelike Onderwys se lesmateriaalontwikkeling en volgende Sondag weer vir die emeritaatsversorging. Die ICO of die Instituut vir Christelike Onderwys, vir die wat nie weet nie, dit is die ou AROS of ARSU wat dan lesmateriaal vir skole en katekisasiemateriaal vir kerke ontwikkel. Ons eie gemeente gebruik ook die afgelope paar jare van hulle lesmateriaal by ons laerskool katkisasie. So dit dan, dat ons almal net weet waarvoor gaan die kollekte vanoggend dan by die deure. En dan 'n belangrike afkondiging vanoggend, ons verwelkom vir Dominee Dani Snyman vanoggend weer hier by ons. Het is altyd 'n wonderlike voorreg om na die woordverkondiging te kan luister wanneer hy voorgaan. So baie welkom oom Dani en by wie sit Tannie Sari vanoggend? Daar sit sy. Môre Tannie Sari ook. Sy sit altyd daai kant. Nou vanoggend sit sy daar by die kinders. So ons is bly hulle is almal vanoggend hier. Baie dankie. Baie dankie. Baie dankie, is vir ons ook 'n voorreg om altyd saam met u die Here te aanbid. Ons begin met die gebed in Psalm 19. Laat dit wat ons sê en dit wat ons dink, tog vir u aanneemlik wees, o Here, ons rots en ons verlosser. Amen. Broers en susters in die Here, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons besing die Here met Psalm 8 se eerste 2 verse. Die Here se majesteit is oral en selfs kinders loof hom. Psalm 8 verse 1 en 2. Kom ons bely nou saam die kern van ons Christelike geloof in die woorde van die 12 artikels. Bely dit in u hart saam. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk,
die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Broers en susters, ons wat uit genade kinders van die Here geword het, soos ons nou ook bely het, wil graag die Here dien soos wat hy gedien wil word. En hoe hy gedien wil word, het hy vir ons opgeteken in 10 gebooie, waarin hy konkreet vir ons uitspel hoe ons hom en ons naaste moet lief hê, wanneer ons sy kinders is. Kom ons luister nou na hierdie opsomming, die 10 gebooie, die opsomming van die Here se wil vir ons lewe en vir ons diens aan hom. Eksodus 20, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons sing nou Psalm 32 vers 3. 'n Vers waarin ons skuld bely en dan sing ons: Dis kom Gods volk, dis kom al sy bemindes om hom te soek terwyl sy guns te vind is. Ons gaan dit na die sang dan ook doen met 'n gebed. Psalm 32 vers 3.
Onse Vader wat in die hemele is, ons kom na U toe om U te soek. En ons doen dit met vrymoedigheid, want ons glo dat U ons sondes vergewe het. Dat U nie na ons kyk soos wat ons sondige mense is nie, maar dat U na ons kyk soos wat ons in Jesus Christus geword het, regverdig is, skoon. En ons kom om U te aanbid, want U is die sentrum, die middelpunt van ons lewens. U is die een om wie alles gaan. Vir ons elkeen persoonlik, vir U kerk. Selfs vir die mensdom, al verstaan die grootste deel van die mensdom dit nie. Vir hierdie heelal. Alle dinge is uit U en deur U en tot U. En daarom aanbid ons U. En ons dankie dat ons U kan ken, dat U Uself vir ons bekend gemaak het. Dat U in die donker vir ons U lig aangesteek het, sodat ons kan sien en kan weet en kan glo. Ons vra ook dat U in besonder die woord wat ons vanoggend gaan lees, wat verduidelik gaan word, dat U dit vir ons betekenis sal gee, dat U sal onderstreep dit wat ons weet daarmee, dat U ook altyd met U woord vir ons nuwe perspektiewe sal oopmaak, sodat ons ook hier kan uitgaan as mense wat beter toegerus is om U te dien, dieper oortuig is van U groot genade wat U aan ons bewys het. Ons dank U vir hierdie gemeente en vir elke gemeenskap van Christene oral in die wêreld. En wat ons vir hierdie gemeente bid, bid ons vir elke kerk wat aan U behoort. Wees goed vir hierdie gemeente. Gee dat hulle U waarheid sal hoor en sal ken, sal lief hê. Maak hulle 'n voorbeeld van hoe mense leef wat aan U behoort, ook vir die omgewing waarin hulle is. Maak hulle getrou in dit wat U die taak van die kerk gemaak het, om U evangelie uit te dra en om U koningskap te erken en uit te leef en om U liefde te bewys aan mekaar en aan ander mense. En gee dat U naam groot gemaak sal word hier. Seën ook almal wat U geroep het om besondere dienste te verrig. Elke diaken, elke ouderling, dominee, elke lidmaat wat U ook gebruik, op watter manier ook al, vir die voortbestaan en die opbou van hierdie gemeente. Seën dit wat hulle doen, ver bo alle menslike verwagtinge. En dink aan elke lidmaat. Ons dank U vir lidmate wat U seën met goeie dinge, met goeie krag en gesondheid en met genoeg lewensmiddels en met goeie bande met ander en lewensvreugde. Gee dat hierdie dinge nie van hulle weggevat sal word nie en dat hulle dankbaar sal wees teenoor U. Maar dink ook aan die wat U beproef met siekte of vir wie die ouderdom die lewe moeilik maak. Mense wat terneergedruk is, wat arm is, wat allerhande spanninge belewe by die werk of in verhoudings. U ken al die gestaltes waarin U kinders ook swaar kry. Dink aan elkeen wat ly. Vertroos hulle en versterk hulle. En maak hulle ook in dit alles mense wat 'n getuienis is van U genade wat genoeg is vir ons. En gee in goeie tyd ook uitkoms. Maar ons bid ook vir hierdie land waarin ons bly. Gee vir ons owerhede en leiers wat Jesus Christus ken en wat
voorgaan en lei en regeer soos U wil hê dit gedoen moet word. En verbreek die bose en korrupte en hatige mense se mag en invloed. En laat in hierdie land die werk van U Gees heerlik bloei, sodat hier ook 'n baken kan wees, hierdie land, hierdie staat met al die mense en volke en groepe wat hier woon, dat dit hier in Afrika 'n baken kan wees vir die koningskap van Jesus Christus. Ons vra al hierdie dinge van U as mense wat nie verdien nie. En ons bely ook selfs dat ons nie eers altyd reg weet wat ons moet bid en wat ons moet vra nie. Maar ons gee ons kinderlik oor in U hande en aan U volmaakte wil. Hoor ons gebed dan so, om Christus ontwil. Amen. Kom ons sing nou van ons oorgawe aan die Here, Psalm 131, ons sing al 3 die verse. In vers 3 dan ook die oproep, laat Israel op die Heer vertrou, sy hoop op God se ontferming bou en stil berus in sy beleid. Psalm 131, al 3 die verse. Ons luister na die Here se woord, vanoggend na die evangelie, soos die Heilige Gees Lukas geïnspireer het om dit te skryf, hoofstuk 10, vers 1 tot 24. Lukas 10, vers 1 tot 24. En na hierdie dinge het die Here weer 70 ander aangestel, en hulle 2 voor hom uitgestuur na elke stad en plek waar hy sou kom. Hy sê toe vir hulle, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes uitstuur. Gaan dan, kyk, ek stuur julle soos lammers onder wolwe. Moenie 'n beurs of 'n reissak of skoene dra nie, en groet niemand op die pad nie. En in watter huis julle ook al mag ingaan, sê eers, vrede vir hierdie huis. En as daar 'n man van vrede is, sal julle vrede op hom rus, anders sal dit tot julle terugkeer.
bly dan in daardie selfde huis en eet en drink wat hulle het, want die arbeider is sy loon werd. Moenie van huis tot huis gaan nie. En in watter stad julle ook al mag ingaan en hulle julle ontvang, eet wat aan julle voorgesit word. En maak die siekes gesond wat daarin is en sê vir hulle, die koninkryk van God het naby julle gekom. Maar in watter stad julle ook al mag ingaan en hulle julle nie ontvang nie, gaan uit op sy strate en sê, selfs die stof wat uit julle stad aan ons kleef, vee ons vir julle af. Maar tog moet julle dit weet, dat die koninkryk van God naby julle gekom het. En ek sê vir julle, vir Sodom sal dit verdraagliker wees in die dag as vir daardie stad. Wee jou Chorazin, wee jou Betsaida, want as in Tyrus en Sidon die kragtige dade plaasgevind het wat in julle plaasgevind het, sou hulle lankal in sak en as gesit en hulle bekeer het. Maar vir Tyrus en Sidon sal dit in die oordeel verdraagliker wees as vir julle. En jy, Kapernaum, wat tot die hemel toe verhoog is, jy sal tot die doderyk toe neergestoot word. Wie na julle luister, luister na my. En wie julle verwerp, verwerp my. En wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. En die 70 het met blydskap teruggekom en gesê, Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in u naam. Toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is. In dieselfde uur het Jesus hom in die gees verheug en gesê, ek loof u Vader, Here van die hemel en die aarde, dat u hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit u welbehae. Alles is aan my oorgegee deur my Vader, en niemand weet wie die Seun is nie, behalwe die Vader, en wie die Vader is nie, behalwe die Seun, en hy aan wie die Seun dit wil openbaar. En hy het hom omgedraai na sy disippels, en afsonderlik aan hulle gesê, salig is die oë wat sien wat julle sien, want ek sê vir julle, baie profete en konings het gewens om te sien wat julle sien, en hulle het dit nie gesien nie, en om te hoor wat julle hoor, en het dit nie gehoor nie. In die preek gaan ons nou besondere aandag gee aan vers 21. In dieselfde uur het Jesus hom in die gees verheug en gesê, ek loof u Vader, Here van die hemel en die aarde, dat u hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense, en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit u welbehae. Broers en susters in die Here, en dit sluit julle kinders wat hier is natuurlik in. Dis nie baie kere dat ons lees dat die Here Jesus so bly was nie. Hier staan hy het hom in sy gees verheug. Hy was baie diep bly, so bly dat hy die Vader spesiaal dank daarvoor. Wat was dit gewees wat hom so bly gemaak het? Is iets wat vir baie van ons broers en susters 'n groot gerusstelling is. Wat vir party van ons dalk 'n waarskuwing mag wees, en dis hierdie feit dat die Vader in die hemel sy lig weghou van mense wat dink dat hulle slim is, en dat hy dit gee vir kindertjies, vir mense wat kinderlik ontvanklik is daarvoor. En dis die kernsin van vanoggend se preek. Die Vader gee sy lig vir mense wat kinderlik ontvanklik is daarvoor. Ons gaan nou kyk wat dit beteken. Ons gaan nou eers kyk na die Vader, dat die feit dat die Vader sy lig weghou van sekere mense af, die wat hulle slim hou, en dan dat hy dit gee vir die wat kinderlik ontvanklik is. En dan gaan ons ook kortliks net kyk hoekom hy dit so doen, voordat ons dan aan die einde dit alles deurtrek na ons toe. So in die eerste plek, die Here verberg sy lig vir mense wat hulle slim hou.
Wat is hierdie lig waarvan ek nou praat, broers en susters? Die Here Jesus noem dit hierdie dinge. Die Vader verberg hierdie dinge vir sekere mense. Hierdie dinge verwys nou in hierdie konteks van die gedeelte wat ons gelees het na die boodskap oor Jesus wat in hierdie wêreld ingestuur is. Ons het hier mos nou gehoor van die 70 wat die Here Jesus, 70 van sy disippels wat hy 2 voor hom uitgestuur het, na elke plek waar hy van plan was om te gaan op sy reis, met die boodskap wat hulle moes gaan oordra daar. Die koninkryk van God het naby gekom. Nou hierdie uitdrukking, die koninkryk van God het naby gekom, beteken in die eerste plek doeteenvoudig dat die koning van die koninkryk, die Here Jesus Christus, is op pad na julle toe. Hy is naby, hy gaan by julle uitkom. Maar eintlik kan 'n mens sê, hierdie sinnetjie, die koninkryk van God het naby gekom. En dis iets wat eers verkondig was deur Johannes die Doper. Dis iets wat die Here Jesus Christus self verkondig het. Dis iets wat hy vir die 12 apostels gesê het om te verkondig. En dis wat hy ook nou vir hierdie 70 gesê het, hulle moet verkondig. Maar hierdie sinnetjie, die koninkryk van God het naby gekom, verwys eintlik na alles wat die Here Jesus is en wat hy sou doen en wat hy vir ons beteken. En 'n mens kan sê, omdat die hele Ou Testament een groot vooruitwysing is na die Here Jesus Christus, na wie hy is en wat hy sou doen en wat hy vir ons beteken, kan jy sê, eintlik sê hierdie sinnetjie verwys ook na die hele Ou Testament. So dit verwys na die hele boodskap van die Bybel. Hierdie dinge is die boodskap van die Bybel, die boodskap oor Jesus Christus. En nou sê Jesus hier, die Vader in die hemel verberg nou hierdie dinge. Hierdie lig, noem ek dit in hierdie preek. Hierdie boodskap oor Jesus. Die Vader in die hemel verberg dit vir wyse en verstandige mense. Die ander 2 Afrikaanse vertalings gee dit so 'n bietjie meer verstaanbaar deur verberg dit vir slim en geleerde mense. Want dit gaan natuurlik hier nou nie oor mense wat regtig in die Bybelse sin wys en verstandig is nie. Mense wat in die Bybelse sin wys en verstandig is mense wat die Here dien. Maar dit gaan hier, die Here Jesus praat hier oor mense wat dink dat hulle van self baie wys en verstandig is. Dis byvoorbeeld mense wat deur die Here geseën is met 'n goeie verstand. Of dalk mense wat die geleentheid gehad het om geleerdheid te bekom, maar dan raak hulle nou hoogmoedig daaroor. En dan dink hulle weet nou alles en hulle verstaan nou alles en hulle kan deur niemand meer geleer word nie. Is mense wat in hulle eie oë so slim is, dat hulle kan nou self besluit watter dinge in die Bybel is die waarheid en watter dinge in die Bybel is nie regtig waar nie. 'n Goeie voorbeeld daarvan is die skrifgeleerdes, geleerdes en ander voorgangers daar in Jerusalem, wat niks wou weet van die Here Jesus en die boodskap wat hy gebring het nie, wat hom gehaat het en wat hom op elke moontlike manier uit die pad uit wou kry. Jesus sê, die Vader in die hemel verberg sy lig vir hierdie mense wat dink dat hulle so slim is, dat niemand hulle meer iets kan leer nie. Dis natuurlik die Here se oordeel, die Vader se oordeel oor die sondige hoogmoedigheid van hierdie slim en geleerde mense. Hoe verberg die Vader in die hemel sy lig vir hulle? Hy doen dit nie deur hierdie boodskap oor Jesus van hulle af weg te hou nie. Hulle kan dit ook hoor. Hy doen dit ook nie deur hierdie boodskap te moeilik te maak vir hulle slim breine nie. Maar hy doen dit deur hierdie boodskap in 'n vorm te gee waarin hulle dit nie wil aanvaar nie. Hy gee dit nie vir hulle in geleerde dissertasies nie. Hy gee dit nie vir hulle in wetenskaplike verhandelings wat hulle ego sou streel dat hulle dit nou so kry en hulle kan dit lees en dit verstaan nie. Hy gee sy lig vir hulle in die eenvoudige dade en woorde wat die Verlosser op hierdie aarde kom doen het. Hy het siek mense kom gesond maak. Hy het vir honger mense kom kos gee. Hy het op die water geloop. Hy het stormwinde laat ophou. Hy het die diep geheime van die koninkryk van die hemel vir mense vertel
in gelykenisse oor alledaagse dinge, wat so eenvoudig is, dat kinders dit kan verstaan. Al hierdie dinge wat die Verlosser kom doen het, kom sê het, is eintlik so eenvoudig, dat dit kindertjies se verbeelding aangryp, en sodat hulle verwonder daaroor. Maar omdat hierdie mense, hierdie slim en geleerde, hierdie mense wat dink hulle is wys en verstandig, omdat hulle harte hoogmoedig is, omdat hulle nou hoog hou en slim hou teen die Here, daarom ag hulle hierdie boodskap van die Here benede hulle waardigheid en aanvaar hulle dit nie. So die Vader gee sy boodskap in 'n vorm wat maak dat mense wat vol is van hulle self, wat maak dat hulle dit nie so wil aanvaar nie. Hy verberg sy lig vir sulke wyses en verstandiges. Maar in die tweede plek, hy gee dit vir mense wat kinderlik ontvanklik is daarvoor. Die Vader, sê die Here Jesus, het hierdie dinge, die boodskap van die Here Jesus Christus, het hy aan kindertjies geopenbaar. Nou uit die Here Jesus se gebruik van die term kindertjies, weet ons dat hy twee dinge daarmee bedoel. In die eerste plek bedoel hy letterlike klein kindertjies. Ons ken die Here Jesus mos as iemand wat klein kindertjies liefhet. Onthou jy daardie keer toe die ouers hulle kleintjies na hom toe gedra het, staan daar, sodat hy hulle sou seën, en toe wil die disippels hulle keer, en toe bestraf hy die disippels, omdat hulle hierdie mense wil keer wat hulle kindertjies na hom toe bring. En toe sê hy vir hulle, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemel. Klein kindertjies, ons almal weet, as jy klein kindertjies van die Here Jesus Christus leer, hulle aanvaar dit sonder vrae en twyfel. Hulle verwonder hulle oor wat hy gedoen het. Hulle is onvoorwaardelik bly as hulle iets hoor, soos byvoorbeeld dat hy die herder is wat die lammertjies in sy arms dra. God het sy waarheid in so 'n vorm gegee dat klein kindertjies dit kan verstaan en aanvaar en glo. Maar die Here Jesus verwys nie net met die term kindertjies na letterlike kindertjies nie. Hy verwys daarmee ook na eenvoudige mense, ongeleerde mense, eintlik na alle mense wat hulle nie slim en belangrik hou teenoor die Here nie. Op 'n plek het hy gepraat van die armes van gees. Dis die mense wat weet hulle het niks om die Here aan te bied nie. Alles wat hulle moet kry, moet hulle van hom afkry. Hulle moet by hom leer van sy koninkryk, want hulle verstand, hoe slim ook al in aardse terme, is te beperk om die diep geheime van die koninkryk van God self te begryp. Die Here verwys met die term kindertjies ook na mense soos Petrus en Johannes, vissermanne uit die platteland, eenvoudige en ongeleerde mense was hulle in die oë van die Joodse raad, mense wat alles gelos het om Jesus te volg. Hy verwys daarmee na hierdie 70 wat hy uitgestuur het en wat teruggekom het met verwondering oor die mag van die Here wat hulle gesien en beleef het. Hy verwys daarmee met die term kindertjies na vroue wat hom gedien het en gevolg het toe hy hier op aarde gewerk het. En jy weet, in die samelewing van destyds, die Joodse samelewing van destyds, was vroue nie baie hoog geag nie. Maar die Here verwys met die term kindertjie selfs na slim mense in aardse terme, geleerde mense in aardse terme, maar mense wie se slimheid en geleerdheid hulle nie keer om voor die Here soos klein kindertjies te word nie. Daar is ook sulkes. Paulus self was 'n briljant geleerde rabbi. En deur die eeue was daar baie briljante teoloë en ander wetenskaplikes wat kinderlik klein voor die Here geword het en sy waarheid aanvaar het en geglo het. So met hierdie term kindertjies verwys die Here Jesus na almal wat kinderlik ontvanklik na hom luister, wat glo dat dit wat hy sê die waarheid is en wat hulle self vir tyd en ewigheid aan hom oorgee.
Natuurlik broers en susters, dit moet ons ook sê, hierdie kinderlike ontvanklikheid wat mense het, is die werk van die Heilige Gees. Niemand van ons is van nature so nie, van nature is ons almal hoogmoedig, van nature dink ons almal ons weet alles, ons hoef nie geleer te word nie. Maar is eers wanneer jou eie, hierdie sondige eie ek, die doodskoot gegee is, deur die Here Jesus, wat vir jou sondes gelei het en betaal het, en deur die Heilige Gees wat vir jou 'n nuwe hart gegee het. Dis eers wanneer jou eie sondige ek gesterf het, wat die Heilige Gees dit in jou bewerk om kinderlik ontvanklik te word en wat jou hart oopgaan vir die openbaring van die Here. So die Here gee sy openbaring in 'n vorm waarin kindertjies dit kan sien en kan glo en kan verstaan. En dan maak hy mense kinderlik ontvanklik daarvoor. Hy gee sy lig vir mense wat kinderlik ontvanklik is. Hoekom doen hy dit so, broer en suster, kortliks iets daaroor? Die Here Jesus sê, ja Vader, want so was dit u welbehae. Hierdie uitdrukking sê, die Vader doen dit so, omdat hy dit goed gedink het, om dit so te doen. Dis hoe hy gekies het om dit te doen. Sommige redes van sy eie. Sommige redes wat hy nie vir ons gegee het en verduidelik het nie, maar redes wat ons weet, want ons ken mos vir God, wat volmaak wys en volmaak regverdig en volmaak goed sal wees. Jy weet, 'n mens kry ongelowige mense, dan sê of skryf hulle goed soos, as daar 'n God was, dan sou hy dinge sis of sis en so gedoen het. Maar God doen dinge nie soos wat mense, wat hulle slim hou met hulle beperkte en sondige verstandjies dink dit gedoen moet word nie. Hy doen dinge soos hy dink dit gedoen moet word, soos hy wil hê dat dit gedoen moet word. In enige saak is God se wil, God se welbehae, is die diepste, finale rede daarvoor. Hy het gekies om sy lig te gee vir mense wat kinderlik ontvanklik is daarvoor. Ek sluit af, broers en susters, met 'n paar woorde van toepassing. 3 dinge. In die eerste plek, hierdie uitspraak van die Here Jesus verklaar vir ons baie dinge. Ons sien mos in ons wêreld ook hierdie vreemde verskynsel, nie waar nie? Daar's teoloë, baie teoloë in hierdie wêreld. Mense wat sê dat hulle die Bybel wetenskaplik bestudeer. Maar dan wil hulle dit wat die Here daarin openbaar nie glo nie. Hulle wil nie glo dat Noag se vloed 'n wêreldwye vloed was nie. Hulle wil nie glo dat Jona regtig deur 'n vis ingesluk was en lewend uitgekom het nie. Hulle wil nie glo dat die Here Jesus se ma nog 'n maagd was toe hy gebore is nie. Hulle wil nie glo dat die Here Jesus met sy liggaam lewend uit die dood uit opgestaan het nie. Hulle wil nie glo hy gaan eendag letterlik sigbaar weer terugkom na hierdie aarde toe nie. Dis vir hulle stories, dis mites, dis beeldspraak. Terwyl aan die ander kant, by verre, die meeste van die kinders van die Here, gelowige mense, aanvaar hierdie dinge, dat dit werklik gebeur het, net soos wat die Here dit in die Bybel vir ons beskryf het. En hulle kan nie wag dat die Here Jesus Christus letterlik fisies terugkom na hierdie aarde toe nie. Ons bemerk ook, en dis net so vreemd, baie natuurwetenskaplikes in ons tyd, eintlik in alle tye, maar nie alle natuurwetenskaplikes nie, verstaan dit baie goed, broers en susters, maar baie natuurwetenskaplikes wat die wonders van God se skepping ontdek en ontleed, hulle wil nie eers dink aan die moontlikheid dat 'n lewende persoonlike God dit alles geskep het en dit alles onderhou nie. En terloops, broers en susters, hulle ongeloof rus nie op die wetenskaplike feite wat hulle ontdek nie. Want daar's Christenwetenskaplikes wat net sulke bekwame wetenskaplikes is, wat met dieselfde feite van harte in God glo.
Maar goed, ons neem waar, daar's hierdie wetenskaplikes wat dink dat hulle alles weet en hulle wil niks van God weet nie. Terwyl ongeleerde in wetenskaplike terme, ongeleerde kinders van die Here, as hulle hoor van die wonders van die Here se werk, dan wil hulle neerval en die Here aanbid. Dit wat die Here Jesus hier sê, verklaar vir ons hierdie verskynsel. God verberg sy lig vir die mense wat hulle slim en geleerd hou, maar hy gee dit vir mense wat kinderlik oop is daarvoor. 'n tweede praktiese toepassing, broers en susters, hierdie is 'n waarskuwing, hierdie vers, vir elkeen wat hom of haar slim hou teen die Here se openbaring, vir elkeen wat reken, hulle die Bybel uitgevang, hier's 'n fout in die Bybel, hier's 'n weerspreking in die Bybel, hier's 'n dubbelpratery in die Bybel, of wat ook al. Vir elke mens wat dink, ek moet eers alles weet en alles verstaan voordat ek in God kan glo. Vir elke mens wie se geleerdheid hulle laat neersien op hierdie naïewe Christene wat glo wat in die Bybel staan. Hierdie uitspraak is vir al sulke mense 'n waarskuwing. Hulle moet onthou wat die Here Jesus by 'n geleentheid gesê het. As julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Dit waarsku. En dan ten slotte, hierdie uitspraak van die Here Jesus is 'n groot gerusstelling vir so baie kinders van die Here. Jy weet, daar's kinders van die Here wat wonder of hulle dan nou dom is. En hulle wonder of hulle geloof tekort skiet. Want hulle het nie allerhande vrae en bedenkinge oor dit wat in die Bybel staan nie. Dis vir hulle maklik om te aanvaar dat dit gebeur het net soos wat die Here in sy woord vir ons laat opskryf het. Nee, broer en suster, die Here Jesus se woorde hier beteken, u is nie dom nie. En u geloof skiet nie tekort as u dit so glo nie. Inteendeel, die Here Jesus is diep bly oor mense wat so glo. Hy dank sy Vader in die hemel spesiaal daarvoor. Dis hoe hy dit eintlik by ons almal wil hê. Amen. Kom ons bid weer saam. Onse Vader wat in die hemele is. Ons dankie dat u lig vir ons gegee het. Dat ons u seun Jesus Christus ken en so vir u ook. Ons dankie dat u Gees ons harte oopgemaak het om te glo wat u vir ons gegee het om te glo. Help ons wanneer die twyfelgedagtes ons pak. Help ons wanneer die uitsprake van ongelowige mense, ook geleerde en slim ongelowige mense, ons laat twyfel. Help ons dan om vas en seker te glo, kinderlik te glo. Versterk ook ons geloof vandag op hierdie rusdag. Gee dat ons gedagtes ook besig sal wees met u wonderlike werke, hoe u ons ook bevry het uit die slawerny van die sonde. En rus ons toe met nuwe krag vir liggaam en gees, om in hierdie week ook tot u eer te gaan lewe. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen. Ons gawes word nou opgeneem. Daarna sing ons dan die beruiming van dit wat die Here Jesus hier gesê het. Die beruiming kom uit die optekening van Matteus daardeur, dis skrifberuiming 18, 17:2 of 18 in die ander boekies. Ons sing verse 1, 2 en 4. Ek loof u Vader groot van mag, dat u die dinge diep en swaar vir wêreldwyse onbekend aan die kindertjies wil openbaar. Dis skrifberuiming 17:2 verse 1, 2 en 4 direk na die kollekte.
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u almal wees. Amen. Baie dankie broeders en susters, 'n besondere woord van dank aan Dominee Dani ook vir vanoggend se woordverkondiging. Enkele afkondigings wat in die nuusbrief ook deurgegee is. Vir die verjaarsdae vir die week wil ons in besonder vir Tannie Henna Nel uitsonder. Sy is 91 hierdie jaar, hulle is daar agter. En saam met haar Roag Snyman, hy word 1 hierdie week, so hulle verskil nou mooi 90 jaar hierdie week. So vir hulle en vir almal wat die week verjaar, bid ons die seën van die Here toe. Dan die name ter approbasie as ouderlinge en diakens is broer Hannes de Bruin, Charles Logner en Johan van Wyk, as diakens broer David Andrews en Heinrich Veldhuisen van Zanten. Dit dan wat die ter approbasie name betref. Ons vra u voorbidding vir hierdie broers wat die roeping moet oorweeg. Dan 'n belangrike saak vanaand om 5:30, 17:30 begin ons aanderedienste. Montana Poort het nie aanderedienste in vakansies of langnaweke nie en Kameeldrif se lidmate kom ook in die aande in vakansies na ons toe. So ons vra dan om net 'n knoop in die oor te maak. Ons gaan vanaand om 5:30, 17:30 begin ons aanderediens. So dit is bietjie vroeër om dit makliker te maak vir almal en besonder die mense van Kameeldrif wat daar van ver af moet kom, sodat ons nie 8:00 eers klaar maak met ons eredienste nie. Dan al die ander projekte wat daar is, herinnering daaraan, die duetfees, dis nou eers in Oktober, maar maak so lank 'n knoop in die oor. Die Sop en Sherry aand wat ons altyd lekker kuier op 'n Vrydag aand, is die 25ste Julie, met ander woorde oor 'n maand van nou af. En dan die Warm Harte vir Hermon, wat ons ook net vra dat ons daar ook sal kyk. Ons gaan dan al die goed wat ons bymekaar maak in hierdie tyd, die toiletware en volwasse doeke, kombersies en warm klere, vat ons dan die 1 Augustus moet ons dit by Hermon gaan besorg. Dit dan net so die afkondigings en dan aan die agterkant is dit die Kameeldrif se oggendtee, die damesoggend vir 2025 se inligting is daar ook deurgegee. So almal wat dit wil bywoon kan ook hulle name vir Suster Rietjie ook deurstuur per WhatsApp of haar sommer net skakel. Dan onthou dis vakansie vir 4 weke, so daar's nie katkassasie vanoggend nie, maar die susters het wel vir ons gereël dat ons kan tee drink. So jy is welkom om nou 'n koppie tee te gaan drink. Baie dankie.